Liewe gemeente, ek wil net iets vinnig met julle deel, maar ook iets vir julle vra in dieselfde asem. So, as 'n pastoor, en ek praat nou nie net van myself nie, maar ek dink alle pastore, predikante, leiers van gemeentes, gaan ons gedurig na die Here toe, en ons vra vir die Here, Here, wat moet ons vir die gemeente sê? Wat het die gemeente nodig om te hoor? En dan raak ons stil en ons wag op die leiding van die Here en ons berei die boodskap voor en ons bring die boodskap. Dit is 'n gebed wat ek weekliks bid voor elke preek of woensdagoggend, elke keer wanneer die woord gebring moet word, waar ook al, is dit 'n gebed wat gebid word. Here, wat moet die mense hoor? Dit help veel, ek kom staan hier en kom met my ou plannetjies en my beperkte kennis en allerlei dinge, en dit is nie voedsaam of behulpsaam vir die gemeente nie. Die gemeente is belangrik, amen. En die Here stel predikante aan om te praat met die gemeente, sodat die gemeente opgebou kan word. En so in my denke, wat ek bid oor hierdie ding, Here, wat het die gemeente nodig, kom die gedagte by my op, seker ook gegee deur die Heilige Gees, die gemeente het 'n gesonde pastoor nodig, ook, okay, en ek dink dit geld vir almal, dit geld vir alle gemeentes, gemeentes het gesonde predikante nodig, predikante wat wandel in die woord, predikante wat die woord van die waarheid reg sny, en wat nie bereid is om kompromieë aan te gaan met die wêreld nie. Daarom is dit nodig om vir predikante te bid. Is nodig om vir gemeentes te bid, buurgemeentes, en ook die persone wat die woord bring in daardie gemeentes. So ek vra, ek weet julle doen dit, maar ek vra maar weer, dat julle op julle gebedslysie die predikante se name sal neerskryf. Pastoor van julle gemeente, myself asseblief bid vir my, ek kort baie gebed. Baie meer as wat julle dink. Maar ook ons ander pastore en predikante in hierdie dorp. Jy weet, ons leef in 'n tyd waar die waarheid relevant geword het, né? En ons leef in 'n tyd waar dit wat goed is, word afgemaak asof dit sleg is, en dit wat boos is, word gemaak asof dit goed is, en ons baie verwarring in die tyd waarin ons leef, en baie mense kyk na die kerk toe vir leiding, en daarom is dit belangrik dat die predikante en die leierskap van gemeentes Bybelse leiding en waarheid gee. En daar kan nou nogals druk op 'n mens geplaas word wanneer dit gaan oor om polities korrek te wees en allerlei sulke dinge. En ons as 'n kerk moenie eers daarna toe gaan nie. Ons moenie eers daaroor gepla wees nie. Ons moet die waarheid van God bring en ons moet die voorbeeld stel en ons moet die liefde van Christus uitleef. En om dit te kan doen, het ons nodig om vir mekaar te kan bid. Ons het nodig om vir die leierskap van gemeentes te bid, gemeentelede, die pastoor. Dat dit wat ons spreek, dit wat ons doen, dit wat ons is, dit wat ons uitleef, dat dit goed en goddelik is. Amen. So dis my versoek vandag, asseblief. Goed, nou gaan ek na die woord toe. Die van julle wat julle Bybels hier het, kan oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 10 tot vers 20, en ons gaan ook lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 12. Voor ek daarby uitkom, wil ek 'n vraag vir jou vra, wat jy dalk net by jouself kan antwoord vanoggend. My vraag aan jou is, waarmee worstel jy? Waarmee worstel jy? Waarmee stoei jy? Dalk is daar iets in jou lewe waarmee jy sukkel. Waarmee sukkel jy? Dalk is daar 'n area in jou lewe waarin jy swak is. Waarin is jy swak? In watter area van jou lewe is jy swak? Waar jy krag en oorwinning
nodig het. Goed, kom ons lees saam vanaf vers 10 in Efesiërs hoofstuk 6. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En dan 2 Korintiërs 12, vers 7 tot vers 10. Paulus skryf, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Dit beteken, sodat ek nie hoogmoedig moet raak nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy, wat God is, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Amen. Ons almal beleef van tyd tot tyd 'n geestelike worstelstryd. Amen. Wanneer ons na die Bybel kyk en ons lees die Bybel van die begin af, dan kan ons al vroeg in die geskiedenis sien dat die mens as deel van sy bestaan ook worsteling sal beleef. Daar is worsteling met homself, daar is worsteling tussen mense, en ons sien ook dat daar die tema is, dat daar 'n worsteling is ook tussen God en die mens. Ons beleef worstelstryd op verskillende vlakke van ons lewe. Die ek-ek verhouding, die ek-jy verhouding, en ook die ek-u verhouding. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, dat daar met jou ook 'n worsteling is in jou verhouding met die Here. Dink byvoorbeeld aan Jakob. Jakob wat geworstel het met die engel van die Here. Hy het geworstel met God, en die rede hoekom hy met hom geworstel het, was nie omdat God iets gedoen het wat hy nie wou gehad het God moes doen nie. Hy het met God geworstel, want hy wou wat hê? Hy wou 'n blessing hê.
Hy het geworstel en hy het die engel nie laat gaan totdat die engel hom geseën het nie. En wat het gebeur? Die engel het hom op die heup geslaan en hy het sy naam verander na Israel toe, wat beteken die een wat met God worstel. En hy het hom geseën. Ja, Jakob het so 'n bietjie anders geloop en sy naam is verander, maar hy het weggestap met die seën van die Here. Dawid het geworstel. Job het geworstel. Job natuurlik vertel vir ons bietjie van 'n ander storie, nê, waar daar reg aan Satan gegee is om Job te tref. En hy's hard getref. Hy het groot smart beleef in sy lewe. En as gevolg van hierdie hou wat hom toegedien is, het hy met God geworstel. Daar was baie vrae wat hy die Here gevra het. Daar was dinge wat vir hom onseker was. Hy kon dit nie verstaan nie. Hy was selfs in 'n argument of in 'n debat betrokke gewees met sy vriende en met die jong mense. En toe hulle nie vir hom 'n antwoord kan gee nie, toe is sy worsteling met God. En die worsteling het voortgeduur en God het homself in die worsteling aan Job geopenbaar. Hoe wonderlik, nê? God los ons nie wanneer ons met hom stoei nie. God los ons nie wanneer ons oor 'n sekere onderwerp of sekere dinge in ons lewe worstel nie. In die worsteling het God homself aan Job bekend gemaak. En toe Job hierdie openbaring van God kry, toe sê hy, okay, Here, ek het aan die begin het ek van u gehoor. Maar nou het ek u van aangesig tot aangesig leer ken. En daarom roep ek wat ek gesê het, en ek bly stil, en ek weet dat u God is. Job het nie noodwendig die antwoord gekry nie. Job het baie vrae gehad, maar hy het nie op al daai vrae antwoorde gekry nie. Maar Job het iets kosbaarder as 'n antwoord gekry. Job het 'n openbaring van God gekry. Job se verhouding met God het verdiep in daai worsteling. En die Here het alles vir hom herstel. Ons gaan verder. Ons kom by Jesus. Jesus, die seun van God wat sy hemelse troon, sy heerlikheid verlaat het en die vorm van 'n mens aangeneem het. Hy het homself verneder eintlik deur die gedaante van 'n skepsel aan te neem. En op aarde het hy 'n missie gehad. Sy missie was om vir die mense te kom wys wie God die Vader is, om die mense te kom leer oor die koninkryk van God. En sy missie was ook om aan die kruis te sterf vir ons sondes, sodat die mensdom met God versoen kan word, né? En Jesus ook het 'n worsteling gehad. Hy het 'n gebedsworsteling gehad die aand voordat hy gekruisig is, né? Toe hy daar op die Olyfberg was en in die tuin van Getsemane en hy het gaan bid en hy was beangs gewees. Hy was bang. En wat het gebeur? Hy het gesweet en dit het so intens geword dat sy sweet het bloed geword. Hy het bloed gesweet. Hy was onder enorme druk gewees, want hy het geweet wat lê hom voor, en in sy menslikheid het hy verstaan dat hier kom groot pyn. En hy het gebid, en hy het gevra, Here, Vader, asseblief, laat hierdie lydingsbeker by my verby. Dis menslik om dit te vra. En toe sê hy, maar, nog steeds, laat my wil nie geskied nie, maar laat u wil geskied. En daar kom vrede, en God die Vader stuur 'n engel, en die engel kom versterk vir Jesus, en kort daarna, ons ken die res van die storie, is hy gevang, hy's gegeesel,
hy's verhoor, hy's vermoor aan die kruis. Maar hy het oorwinning gebring vir my en jou tot vandag toe nog. Halleluja! Nou skryf Paulus en hy sê, ons is almal in 'n geestelike worstelstryd. Hierdie dinge gebeur. Waar vind dit plaas? Net hier bo ons kop. Né? Net hier bo ons kop. En dit het verskillende uitwerkinge op verskillende mense. En dit het verskillende onderwerpe waaroor jy dalk worstel, maar dit is iets wat deel is van ons almal se bestaan. Ons kan mismoedig raak in dit, né? En ons kan partykeer voel, ons wil net heeltemal opgee, want dis swaar. Maar Paulus gee vir ons hier 'n antwoord. Hy gee vir ons 'n manier hoe ons hierdie ding kan aanpak. So interessant, hy sê nie hardloop weg nie. Hy sê nie gaan kruip weg nie. Hy sê staan vas. Staan vas. Maar waarin? In jou eie krag? Nee. In jou wysheid, in jou kennis, of die dinge wat jy tot jou beskikking het? Nee, hy sê, vind jou krag in die Here se krag, in sy sterkte. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, vind jou krag in jou verhouding met Jesus Christus, en jy sal staande bly in die geestelike oorlog waarin jy gewikkel is. So, ons hardloop nie weg nie, amen. Want ons is nie vreesbevange mense nie, amen. Want ons leef deur geloof en nie deur vrees nie. Ons leef deur die geloof en in die geloof dat God vir ons die oorwinning sal gee in elke aspek van ons lewe, amen. Ons leef in die geloof en ons leef met die geloof dat die Here ook vir ons veg wanneer ons swak is. Amen. Ek moet julle nie herinner aan dit nie. Dit moet jou sommer bly maak dat jy dit wil uitskree. Nee? Het jy dit al ervaar in jou lewe? Het jy al ervaar in jou lewe hoe daar 'n sekere geveg is wat aan die gang is en jy kan dit nie wen nie, maar jy weet die Here veg vir jou en die Here gee vir jou die oorwinning. Prys die Here. Daar's 'n openbaring van God aan Moses dat God is 'n kryger en hy veg vir ons. God van die Ou Testament, ja, hy is nog steeds dieselfde God vandag wat vir my en vir jou veg. Ons moet net opdaag. Ons moet net opdaag. Maar daai opdaag is ook 'n surrender, 'n oorgawe. Wat bedoel ek daarmee? Ons moet opdaag vir die geveg, maar nie dat ons nou hierdie ding self gaan veg nie. Ons daag op met geloof dat die Here vir ons gaan veg. Maar ons sê ook in dieselfde asem, ek kan dit nie alleen doen nie. God moet dit doen. Ek gee oor aan hom. Daar is krag in oorgawe. Daar is krag in nederigheid. Daar is krag daarin om jou voor die Here te verootmoedig en te sê, Here, ek kan nie, maar wat by my onmoontlik is by U moontlik. Amen. Kan nie hierdie ding self doen nie, maar ek neem standpunt in. Ek verstaan dat ek in hierdie geveg is. Ek verstaan ek kan nie wen op my eie nie, maar ek neem standpunt in, want ek weet U sal my help. Halleluja. Prys die Here. En dan gaan Paulus en hy sê, hier is hierdie dinge wat julle moet aantrek. Nou dit is beeldspraak, né? Daar is sekere dinge wat julle in julle lewe moet vasmaak. Daar is sekere dinge wat deel van julle bestaan moet wees, dan sal julle staande kan bly in die geveg. Wat is dit? Nommer 1, die waarheid. Die waarheid, staan
in die waarheid, praat die waarheid, glo die waarheid, wees lief vir die waarheid. En ons weet as Christene, die waarheid is nie 'n konsep nie, die waarheid is 'n persoon, en daardie persoon is Jesus Christus. Die borsplaat van geregtigheid, daardie ding dat ons nie deur ons eie werke geregverdig is nie, maar dat ons geregverdig word deur Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Wanneer ons geloof in hom plaas, dan gee hy vir ons God se geregtigheid. En dit beskerm ons hart. Dit beskerm die oorsprong van ons lewe. Salomo sê mos baie mooi, bewaar jou hart bo alle dinge wat bewaar kan word, want uit jou hart is die oorsprong van die lewe. Leef met daardie wete dat God jou geregverdig het. Nie deur jou werke nie, maar deur Christus wat aan die kruis gesterf het. Dan, nommer 3, die bereidheid om die evangelie te bring. Die bereidheid om te deel dit wat goed is, om te deel dit wat goddelik is, om die mooi boodskap, die blye boodskap van Christus met mense te deel. 'n Bereidwilligheid. Jy sien, saam met daai bereidwilligheid moet daar ook 'n vrymoedigheid kom. Leef met vrymoedigheid. Leef met vrymoedigheid om dit wat mooi is met mense te deel. Dit wat God se woord is met mense te deel. Leef met die vrymoedigheid om vir mense te bid. Maak nie saak wat hulle van jou gaan dink of vir jou gaan sê nie. Jy sien, daar's 'n stuk vryheid wat kom wanneer ons vrymoedig is. Amen. En die Here wil hê ons moet vry lewe. Hy wil nie hê ons moet ingeperk lewe en onsself heeltyd kort sny en onsself heeltyd inperk as gevolg van 'n minderwaardigheid of ons is nie goed genoeg nie. Nee, leef met vrymoedigheid. Leef met 'n verwagting dat jy mense se lewens kan impakteer met die Here Jesus. Dat jy mense se lewe kan impakteer met die liefde van God. Leef met dit. Ek weet jou, as jy met daai vrymoedigheid lewe, dan gaan daar sommer 'n groot stuk vrede en vreugde ook in jou lewe wees. Want dit gaan vir jou voel, jy voeg waarde toe tot mense se lewens. Dan sê hy, neem op die skild van die geloof, nê? Die skild van die geloof wat die brandpyle, die aanvalpyle van Satan keer en uitblus. Jy weet nê, partykeer voel dit vir ons geloof wankel so bietjie, nê? Soms voel dit ons is groot helde in die geloof en dan ander kere dan voel ons, joh, as ek maar net geloof gehad het. Die disippels bid, hulle vra vir Jesus, Here, gee ons meer geloof. Gee ons meer geloof. Daai is 'n gebed wat ons ook kan bid. Here, vergroot my geloof. Intensifiseer my geloof. Jy sien, dit is nie iets wat ons kan aanmaak nie. Ons het nodig om die Here daarvoor te vra. Maar, ons kan in geloof groei, na mate ons die Here meer vertrou. En ons kan in geloof groei, na mate ons die Here meer gehoorsaam. Want al hoe geloof kan groei, is as geloof gerek word. Dink gou aan 'n persoon wat 'n maraton wil gaan hardloop, maar nog nooit 'n maraton gehardloop het nie. Hy sit sy hele lewe op die bank en kyk TV, nou besluit hy wil 'n maraton gaan hardloop. Gaan hy begin met 42.2 kilometer? Nee, hy gaan waarskynlik begin met om die blok loop. Hy gaan dalk 'n kilometer gaan stap, en hy gaan seer hê, en hy gaan moeg wees. En dan gaan hy dit gradueel bietjie meer maak. En dan gaan hy begin draf. En dan gaan hy verder draf. En dan gaan hy begin sprint. En meer sprint. En hy gaan heuwels uithardloop. Kon hy dit aan die begin gedoen het? Nee, hy het nodig gehad om
stukkie vir stukkie daai vermoëns te vergroot. Dieselfde werk met ons geloof, nê? Daar's baie opdragte wat die Here vir ons gee in sy woord wat ons nie nakom nie. Ons kom van hulle na, maar ons kom nog nie almal na nie, nê? Want van dit verg 'n stuk geloof wat ons nog nie het nie. Begin klein. As jy dalk skaam is om te deel met mense wat jy ken, miskien gaan dit makliker wees om te deel met mense wat jy nie ken nie. Begin klein. Begin met vir die kelnerin of die joggie net te sê, dankie dat jy my vandag gehelp het, die Here seën jou. Begin net met dit. Later kan 'n mens bid, deel, meer, wat ook al die Here jou dan oplei. Maar moenie passief sit, omdat jy bang is nie. Moenie passief sit, omdat jy bekommerd is oor wat mense vir jou gaan sê nie. Begin gradueel iets doen, en jou geloof gaan vergroot. Jong, as julle my eerste preek moes luister, dit was rof. Die arme mense. Hoe sê oom Frederik Poggenpoel? Hy sê, soms het hy gewens aan die begin, hy het so knoppie gehad hier by die kansel. As hy die knoppie druk, dan gaan die vloer oop, en dan val hy net daarin. En dan is dit verby. Maar dit het gegroei oor tyd. Dis dieselfde beginsel met die vergroting van ons geloof. En dan sê Paulus, trek aan die helm van verlossing. Dit gaan oor 'n mindset. Dit gaan oor 'n ingesteldheid. Om te lewe met die ingesteldheid, ek is God se kind. Ek is verlos, ek is vrygemaak, ek is waarlik vry. Die dinge van die verlede is in die verlede. Die Here het my vergewe daarvoor. Hy verwyder dit van my, so ver as vir die ooste van die weste van mekaar af is. Hy het my 'n nuwe gedagte gegee, hy het my 'n nuwe ingesteldheid gegee, 'n nuwe hart, 'n nuwe fokus, en lewe volgens dit. En laat daai verlossing van Christus en die wete daarvan, laat dit jou gedagtes beskerm. Laat dit jou woorde beskerm. Jy sien, die vyand vuur pyle af, nê? En van die pyle is ook gerig aan ons gedagtes. Dis gerig aan ons denke. Hy wil deur sy leuns ons denke hijack. En hy wil hê ons moet in leuns glo, want as ons in leuns glo en op leuns gefokus is, gaan ons hele lewe daarop afstuur. Kom ons beskerm ons gedagtes. Kom ons vul ons gedagtes met die waarheid en ook die waarheid dat ons verlostes is. Amen. En dan sê hy, neem op daai swaard. Dit is die Gees, dit is die woord. Raak vaardig in die woord. Raak vaardig in die leiding van die Heilige Gees en pas dit toe wat die woord sê. Pas dit toe wat die Heilige Gees sê. En wanneer jy so lewe, sal jy in staat wees om te kan bly staan in die worstelstryd waarin ons almal gewikkel is. Een van die beste dinge wat ek en jy kan doen in 'n tyd van geestelike worsteling is om die beloftes van God oor ons lewe te verklaar. Amen. Is om God se woord te vat, God se woord te bid, God se woord soos Esegiel te eet, te mediteer oor die woord van God, om die woord van God binne in die situasie in te bring, om God se beloftes binne in die situasie in te bring, en daarvolgens te leef, om die beloftes van God jou realiteit te maak, en nie jou stryd nie. Want God sal op die regte tyd die oorwinning gee. God sal op die regte tyd en op sy manier dinge verander, en jy sal sien hoe God se beloftes en sy woord waarheid word in jou lewe. Vertrou hom daarvoor. Wat ons baie maal doen is, wanneer ons in 'n geestelike worstelstryd is, of wanneer daar dinge is wat ons so 'n bietjie omkrap, dan hardloop ons na verskillende plekke toe
om antwoorde te kry, of om vrede, of om ontsnapping te kry. Baie van daai dinge kan sleg wees. Baie van daai dinge kan ook 'n skynbeeld hê. Kan vir ons lyk asof dit vir ons goed is. Lyk asof dit vir ons vrede gaan gee. Maar gaan dit werklik? Nee. Dit gaan nie. Ons moet soos Dawid wees, en daarom was Dawid beskryf as 'n man na God se hart. Toe hy in die moeilikheid was, toe hy gelukkig was, toe hulle hom wou doodmaak, toe hy aangejaag het, maak nie saak wat nie, wat ook al hom getref het, wanneer dit gebeur het, het hy na God toe gedraai. Het hy na die Here toe gegaan. En God het gesê, hierdie man is 'n man na my hart. Ons moet nie weghardloop, veral nie weghardloop van God af, wanneer dinge swaar raak nie, wanneer daar 'n worstelstryd is nie. Ons moet juis na hom toe gaan, en hy sal vir ons help. Paulus skryf mooi in 2 Korintiërs 12, wanneer ek swak is ek eintlik sterk. As ek my na die Here toe draai, ja. Nee? Want sy genade is vir my genoeg. Rus in die genade van die Here, my liewe broers en susters. Wanneer die dinge druk en die worsteling kom en die onrus kom, val in die genade van die Here. Want sy genade is vir jou genoeg. Moenie op jou eie kragte staat maak in daai situasie nie, maar laat daai situasie ook oor aan die Here, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Hy sal vir jou vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Die Here is goed, my broers en susters. Amen. En hy sien die vrae van ons harte. Hy sien die bekommernisse. Hy sien die worsteling raak. En hy sê vir my en vir jou, in daai konteks, my genade is vir jou genoeg. Moenie wanhoopig raak nie. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie angsbevange raak nie. Die Here sal jou deurdra. Hy is die goeie herder. Al gaan ons deur 'n dal van doodskaduwee, wat sê hy? Ek is saam met julle. Ek is saam met julle binne in daai vallei, daai doodsvallei. Ek is saam met jou daar binne. My stok en my staf vertroos jou. Dawid skryf, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Laat ons nie kleingelowig wees nie. Laat ons nie bang raak nie. Ons God sal vir ons deurkom. Ons God sal vir ons veg. Die geveg behoort aan die Here. Leef in vrede as gevolg van daardie waarheid. Die Here gaan voor ons uit, halleluja. Ons weet nie wat die dag van môre bring nie, maar God gaan ons vooruit. En dit is vir my so mooi, hy gaan voor ons uit, en hy veg vir ons, en ons kan net volg in sy oorwinning. Halleluja. Mag die Here julle seën. Ek het net so 'n behoefte om hierdie dinge vir julle te sê. Want ek weet van ons sukkel. Maar die Here sê, kyk op. Moenie na die golwe kyk nie. Moenie na die probleme kyk nie. Moenie na die vuur of die water kyk nie. My belofte vir jou is, daai golwe sal jou nie oorspoel nie. Daai vlamme sal jou nie brand nie. Jy sal dit aanskou, maar jy sal oorwin.
Amen. Kom ons maak toe die oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir u woord. U kosbare woord. Dankie Here dat u ons vandag net weer daarvan verseker dat die geveg aan u behoort en dat ons as u kinders meer as oorwinnaars kan wees deur u wat vir ons die krag gee. Here, help ons om in alle seisoene van ons lewe, of ons nou in 'n geveg is of net uit een uitgekom het of op pad is na een toe, dat ons onder alle omstandighede beginselvaste mense sal wees, Here. Dat ons mense van geloof sal wees, mense wat ons oë gerig hou op u, die beginner en die voleindiger van ons geloof. Here, dat ons daai wete sal hê, God veg vir my, God beskerm my, God sal vir my die oorwinning gee. Dankie dat u 'n liefdevolle God is, Here. Dankie dat ons u ook kan ken as die verbondsgod. 'n God wat met ons in 'n verbond is. En dat u in u verbondsbelofte gesê het, u sal na ons kyk. U sal vir ons veg. U sal ons beskerm. U sal ons verdedig. U sal vir ons 'n God wees en ons sal vir u 'n volk wees. Here, soveel keer is ons ontrou, maar u bly getrou. Soveel keer, Here, is ons ongehoorsaam, maar u bly vergewe, want u goedheid ken geen einde nie. Dankie, Here, dat ons vrede kan vind en rustigheid vir ons siele kan vind, omdat ons weet, ons is onder u hand, u sterk hand, wat ons bewaar teen die aanslag van die vyand. My gebed is, Here, dat u Gees die naprediker van hierdie woord sal wees, dat u Gees gedurig deur die waarheid van u woord in ons harte sal vasmaak. En wanneer die lewe begin druk, Here, of wanneer ons voor dinge staan wat vir ons te groot lyk, dat ons sal onthou, die God wat agter ons is, die God wat in ons is, die God wat ons vooruitgaan, is groter as al daardie dinge. En daarom kan ons bly staan. Ons dank u daarvoor, Here, en ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen.